Die EFF het gister 'n optog gehou na Kleinfontein in die ooste van Pretoria. Die party eis dat Kleinfontein gesluit moet word en sê die woongebied diskrimineer teen ander rasse. Tydens die optog het die EFF 'n griefskrif oorhandig aan die bestuur van Kleinfontein, maar hulle het ook die infrastruktuur by die ingang gevandaliseer en rommel gestrooi. Vir die aksie hierop sluit ons nou aan by Jaco Mulder, die VF+ se leier in Gauteng. Jaco, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jaco, julle noem die optog politieke rassistiese teater. Hoekom noem julle dit so? Wel, hierdie is 'n groot vertoning. As ons kyk na met wie ons hier te doen het, die EFF is 'n kommunistiese, marxistiese politieke party wat anti-kapitalisme georiënteerd is, wat swart nasionalisme bevorder en pan-afrikanisme. Groot swart bewustzynsorganisasie, met ander woorde met 'n rassekleur. As ons kyk na die geskiedenis van die EFF, dan dink ons aan vandalisme, ons dink aan aanrandings, versteuring van orde, absolute afbrekende kultuur, wat werklik waar geensins bydra om die werklikheid van Suid-Afrika beter te maak nie. In hierdie geval, ironies genoeg, is die EFF dan ook deel van die koalisie in die Tshwane Metro, en het een van hulle prominente lede selfs gepoog om 'n bord met 'n AfriForum embleem op te verniel. So met ander woorde, so 'n groot aanslag op 'n bestaande Afrikaner gemeenskap, daai absoluut op afkeerende rasisme, en lyk absoluut dan na teater, en lyk asof hulle op aandag soek. Nou wat maak jy van die feit dat hulle weer hierdie Kill the Boer lied of kreet daar gesing het? Dit klink nie baie vreedsaam soos hulle wou voorgee nie. Ja, die Kill the Farmer, Kill the Boer slagspreuk is werklik waar 'n tragiese geval, veral om die hoogste hof in die land, die Grondwethof, dit nie tot haatspraak verklaar het nie. En die EFF uiteraard sal dan voortgaan daarmee, en wat ek en elkeen van ons luisteraars hoor is dat daar gedreig word om my en my mense dood te maak. Daar is werklik waar mense wat maklik daarop kan reageer, en as ek nou dink aan die situasie op Kleinfontein gister, dis 'n privaat eiendom, wat omheind is met 'n hek, en die swaar polisie teenwoordigheid daar wys vir my dat indien die EFF sou byvoorbeeld deurbreek en eiendom begin plunder en beskadig soos wat hulle in die verlede gedoen het, die Kleinfonteiners daarop geregtig sou wees om hul eiendom te beskerm, en dit kan natuurlik lei tot 'n tipe van 'n situasie soos wat ons in KwaZulu-Natal gesien het so 'n paar jaar terug. Die EFF is met ander woorde baie onverantwoordelik, radikaal. Hulle toets die grense, oorskry die grense van billikheid, en ons moet ook onthou dat die EFF is 'n geregistreerde politieke party by die Onafhanklike Verkiesingskommissie. En ons wetstoepassingsagentskappe, die howe, organisasies dan ook soos die OVK behoort op te tree teen politieke partye wat die etiese gedragskodes oortree. Nou, na jou mening, is daar 'n plek in Suid-Afrika vir 'n plek soos Kleinfontein? Absoluut. Daar is, dit is 'n gegewe dat daar iets soos Afrikaner volk is, dat Afrikaners as 'n groep en 'n gemeenskap, soos enige ander kultuurgemeenskap, nie sal volhoubaar oorleef in 'n midde veelheid van kulture in Suid-Afrika sonder 'n geografiese grondgebied waar hulle oor hulle eie sake kan beslis. En in ons werklikheid lyk dit onmoontlik te wees dat dit alles een groot stuk grond aan mekaar kan wees. En as ons kyk na die huidige bestaande twee gemeenskappe, Afrikaner gemeenskappe, naamlik Orania en Kleinfontein, in gevolge artikel 235 en internasionale volkereg, het 'n reg die reg op selfbeskikking. Die groot ding is ons huidige orde. Ons bestel maak nie werklik waar voorsiening oor hoe dit ingerig en bestuur moet word nie. Ons het met ander woorde 'n nuwe bedeling nodig wat dit moontlik maak, en wat die formalisering dan van Kleinfontein aanbetref in die Tshwane Metro, daar is moontlikhede in die metro om dit wel te doen, sou die politieke wil bestaan. En die feit dat die Hooggeregshof ook gesê het dat die dorp onwettig is? Wel, dit is 'n tegniese ding wat onwettigheid aanbetref. Met formalisering bedoel ek binne die reëls van die Tshwane Metro wat grondgebruik en belasting aanbetref. Daar is ongeveer 20 ontwikkelings in die Tshwane Metro gebied wat nie aan die vereistes voldoen nie.
Daar kan akkommoderend opgetree word om te onderhandel en vas te stel op welke wyse dit kan plaasvind. Is nie nodig om die gemeenskap te vernietig nie. Ek wil die fokus is skeef. Daar is meer as 500 informele nedersettings in die Tshwane Metro gebied wat totaal onwettig is, sonder enige voldoening aan grondgebruiksskemas of omgewingsimpakstudies. Waarom is die fokus op Kleinfontein? Nou is dit ongelukkig so dat van ons eie mense hierdie ongelukkigheid in Kleinfontein begin het, en hoop ek 'n mens kan 'n les daaruit leer. Die VF+ sal Kleinfontein gemeenskap bystaan op behoorlike wyse, billike wyse formalisering te behaal in die Tshwane Metro. Ons hoop dat daar 'n gunstige uitkoms hieruit sal kom en ons hou ook dan die kwessie met belangstelling dop. Dankie Jaco. Dankie. So gesels Jaco Mulder, die VF+ se leier in Gauteng.